So ek wil jou vra, blaai asseblief saam na 1 Petrus hoofstuk 5 toe. En ek moet nou vir jou sê, ek het met hierdie titel het ek geworstel oor wat presies ek hom moet noem. En so, wanneer ek sê 'n leier soos Jesus, dan bedoel ek nie, ek moet my posisie hanteer, net soos wat Jesus sy posisie hanteer het nie. Maar eerder dat ek sal sien dat in hierdie pad wat Jesus met my en met jou, die voorbeeld wat hy vir ons gewys het, die pad wat hy met ons loop, is daar ook leierskap wat belangrik is. 'n Leier soos Jesus beteken nie dat ons ambisie moet hê vir posisie nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar ek bedoel daarmee dat wanneer ons kyk na leierskap, en ek hoop om my net lekker groot oop te gooi, dan is daar baie belangrike aspekte wat ons moet raak sien en wat ons by moet leer. Dit help nie, ek wil by Jesus leer hoe om lief te hê, maar as dit kom by leierskap wil ek my eie kop volg nie. Dit help nie, ek wil wonderwerke kan doen soos Jesus dit gedoen het, en ek wil op water kan loop soos Jesus dit gedoen het, maar wanneer dit by leierskap kom, wil ek eerder dit 'n ander way om werk nie. En so daarom in 1 Petrus lees ons, Petrus, die disipel wat saam met Jesus gewandel het, die ou wat sy hart opgetel het, die ou wat weet hoe dit voel wanneer leierskap werk, skryf 'n brief aan die algemene Christenskap, okay? En dan praat hulle van ouderlinge, en hulle praat van herders, en ek wil net vir jou so sê, as ek jou sou vra, wat is die definisie van leierskap? Wat sou julle vir my sê? Ek sien almal van julle kyk vir my vlag, so ek gaan my vlag file. Moet ek kom eers. Watch the space, een van die dae, okay? Hoe sê julle, wat is leierskap? Praat so 'n bietjie met my. Wanneer is iemand 'n leier? Iemand wil sê, Tannie Tarina, het ek dan nie, wanneer jy leiding neem, wanneer is ons 'n leier? Sê weer? Wanneer jy gehoorsaam is. Wanneer jy invloed op iemand het. Wanneer jy 'n voorbeeld is. Wanneer daar iemand is wat my volg. Great. En so ek hou van hierdie definisies van leierskap in hierdie sin. Nie een van julle het gesê wanneer die pastoor my aanstel nie. So great job. Julle verstaan presies waar my hart lê. En so posisionele leierskap, aangestelde leierskap, volgens John Maxwell, is die laagste vorm van leierskap. Daar is baie ander maniere sonder amp en posisie om 'n leier te wees. Nou, weer eens John Maxwell, en ek wil jou aanmoedig om sy goede te lees oor leierskap. Hy is 'n man wat uitverkoop is aan die Here, en so dis Christelike leierskap, en hy het na Jesus gaan kyk, en 'n klomp goede al geskryf rondom dit, maar volgens John Maxwell, die definisie van leierskap, en hy is nou Engels, ek moet dit nou in Engels sê, leadership is influence, nothing more and nothing less. En so dit is nie die dag wanneer jy die amptelike titel kry nie. En so ek wil net vir jou so sê, meneer, as jy getroud is, beteken dit dan dat jy 'n leier is? Dink mooi oor wat jy sê. En die antwoord is ja, jy is veronderstel om 'n leier te wees in jou huis. Wanneer jy kinders het, is daar 'n mate van leierskap. By die werk het jy die voorreg van leierskap. En ek hoop, soos ek hierdie goed met jou gaan share, ek hoop dat hierdie waarhede in jou hart sal ontplof, dat dit nie net waarhede sal wees in die konteks van kerk en kerkleierskap nie, alhoewel ons weet, dis waarin Petrus dit vir ons skryf. Maar dat jy sal weet, dat as daar selfs net een persoon is wat opkyk na jou in hierdie gemeente, geld hierdie beginsels ook vir jou. Hy begin in hoofstuk 5 vers 1 so. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, wat ek 'n mede-ouderling en 'n getuie van die lyde van Christus is,
wat ook 'n deelgenoot is in die heerlikheid wat openbaar sal word. So ek kyk so 'n bietjie vorentoe. Maar hy sê hier's ouderlinge waarvan hy ook 'n mede-ouderling is. Nou ons praat nie noodwendig vandag meer so van ouderlinge en diakens nie, maar ons het 'n kerkraad en ons het ook 'n bedieningsraad wat ons vanoggend gaan bekendstel. Ons het in die gemeente selleiers, bedieningskoördineerders, mense wat op verskillende plekke leiding neem en 'n verskil maak. Ek wil graag met almal van ons praat vandag. En hy sê in vers 2, hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. As jy iemand het wat opkyk na jou toe, as daar iemand is wat jy kan beskerm, dan wil ek jou aanmoedig, wees ook 'n goeie herder. En nie uit dwang uit nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar bereidwillig. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde, wat Chris gesê het. En wanneer die opperherder, wie is hier die opperherder? So as jy, het iemand nou gesê die pastoor is nie, as dit 'n hoofletter O daar is definitief nie die pastoor. In die sonnaarskool as jy ooit twyfel, die antwoord is gewoonlik Jesus. Okay, soos leer dit vir jou kinders, dit is gewoonlik. So wie is die opperherder? As die opperherder verskyn, sal julle, en gemeente, ek hoop jy hoor hierdie, die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Ons doen nie verniet wat ons doen nie. Miskien is jy nie noodwendig lus om Sondagoggend kerk toe te kom nie, maar miskien is jy 'n voorbeeld vir iemand. Weet dit seker, wanneer jy opofferend die Here dien, selfs al is dit net om kerk toe te kom, wanneer jy opofferend die koppies uitpak of die stoele regmaak, of enige van die ander goed te doen wat ons moet doen, weet net, dis nie te vergeefs nie. Want daar kom 'n dag wanneer die opperherder na ons as herders, nie net pastore nie, nie net aangestelde leiers nie, maar elke een wat invloed het. Hy raak so 'n bietjie prakties in vers 5, wanneer hy sê, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. Ouers sê vir my dankie dat ek vir jou kinders versies lees. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. Dewald, het jy gehoor? Okay, nee, dis 'n grappie. En wees almal, en hierdie is die belangrike een, dis waar ons gaan begin vanoggend. Wees almal met ootmoedigheid beklee, in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding op julle gelê sal word, dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat ook in die wêreld is. Ek wil begin by ootmoed in onderdanigheid aan mekaar. Meeste van die tyd, wanneer ons die Bybel lees, of wanneer ons die woord onderdanigheid hoor in die konteks van die Bybel, dink ons in terme van die huwelik. En dit is so dat die Bybel dit so voorstel. Wat sê die Bybel in die huwelik rondom onderdanigheid? Julle manne weet wat hierdie versie is, want dis wanneer daar huweliksmoeilikheid is dit die versie wat almal die eerste keer, as hulle in my kantoor kom sit, dan sê die man, Fransjo, jy weet waarvan ek praat, nee. Hy lag lekker saam met my. Iemand het dit al vir jou ook gesê, ek kan dit sien. Dis gewoonlik wat hulle sê, maar die Bybel sê, my vrou moet aan my onderdanig wees, half as dit nou die beste manier is om die argument te wen. Man, ek het nies vir jou. Is nie die beste manier nie. Maar dis gewoonlik in daardie konteks, dis waar ons daai woord onderdanigheid vandaan ken. En wanneer ons dit sê, dan het elkeen nou so half sy eie idee. Maar ek wil vir jou sê, 1 Petrus sê, daar's ootmoedigheid, daar is 'n nederigheid, 'n posisie wat ons almal teenoor mekaar moet inneem, wanneer hy sê dat ons behoort onderdanig te wees aan mekaar.
Ek wil sê onthou dat die liefde is nie opsioneel nie. Jy kan miskien reg wees, maar as gevolg van hoe ons is, kan ons terselfdertyd ook verkeerd wees. En so ek wil jou aanmoedig, meneer, mevrou, in besonder die amptsdraers en die bedieningsraad, wat ons ook vandag sal voorstel. Ek wil jou aanmoedig, om 'n leier soos Jesus te wees, beteken om te wees en te doen wat hy gedoen het volgens Filippense 2:7, maar het homself ontledig. Jesus het homself leeg gemaak. Deur wat te doen? Deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Daai hele gedeelte in Filippense 2 vertel ons van die goddelikheid en van die heerlikheid wat Jesus in die hemel gehad het. En dan lê hy als neer om as mens ons te kom dien. Vanoggend in watse hoedanigheid jy ook al as leier funksioneer, ontledig jouself sodat jy in ootmoedigheid en in nederigheid 'n instrument in die hand van die Vader kan wees. Hierdie is nie 'n nuwe opdrag nie, hierdie is nie 'n nuwe ding nie, nee, reeds in die Ou Testament al het God homself so aan ons openbaar, wanneer hy sê in Micha 6 vers 8, hy sê, het ek jou bekend gemaak o mens wat goed is? En wat vra die Here van jou anders as om die volgende 3 goed te doen? Om reg te doen, om liefde te betrag en ootmoedig te wandel saam met jou God. Dit is wat van my en jou gevra word. Dat ek en jy sal besef, daar is miskien 'n klein kans dat ons verkeerd is, al glo ons is reg. Daar is dalk 'n klein kans dat ek nie alles weet nie, en dat dit wat ek nodig het om te weet, miskien nog net iets is wat ek nie geleer het nie. Dit is wat ootmoedigheid is. Dis 'n besef dat ek is nie die slimste nie, ek is nie die sterkste nie. En kan ek net iets sê wat ek dink baie belangrik is. Jy sien, dit is baie maklik wanneer iemand buite sekere goede het wat hy doen, of sekere gedrag wat hy openbaar, en dan kan jy hoogmoedigheid sien, jy weet, en dan weet ons nou dis daar. Maar daar's 'n subtle hoogmoed, wat baie keer in die kerk is, wat vanweë, ek het nie 'n regtig ander woord om dit te beskryf nie, so ek beskryf dit maar as geestelike hoogmoed. Jy sien, soos wat ek die pad saam met die Here wandel, raak ek al slimmer in die skrif, en begin ek meer goede van Vader se hart verstaan, en dan moet ek meer as ooit wakker wees, meer as ooit my hart bewaar, meer as ooit in ootmoedigheid wandel, sodat ek nie miskien per ongeluk geestelik hoogmoedig word, en die geestelike high ground vat, en sê, ek is slim en jy is dom, en ek weet en jy weet nie, en jy moet dit maar doen soos wat ek dit wil hê nie. Daarom is dit baie belangrik, wanneer hy skryf en hy sê ouderlinge, sê julle wat leiers is, ons wat leiers is, ons moet wakker wees. Ons moet deurlopend wakker wees. Bewus daarvan, dat ons 'n verantwoordelikheid het in onderdanigheid teenoor mekaar. 'n Diensbare posisie. Jesus self, nag voordat hy verraai word, bedien hy nagmaal, en as hy klaar is, begin hy hulle voete was, en hy gee vir ons hierdie opdrag. Hy sê, as ek julle Here, julle voete gewas het, behoort julle dieselfde te doen vir mekaar. Ons behoort nie wanneer ons klaar is met mense, te voel ons is die wenners en hulle is die verloorders nie. Daardie is 'n klinkklaar teken dat ek en jy nie ootmoedig wandel nie. As Jesus, wat ons niks verskuldig was nie, gekies het om ons voete te was, behoort ek en jy veral, soos ons volwasse word in Christus, behoort ons ook mekaar se voete te was. Dit bring my by die volgende deel
wat hy praat, so ons het nou gepraat rondom die ootmoedigheid, die belangrikheid van vers 5. Ons gaan nou so 'n bietjie aanbeweeg hier na vers 8 toe, wanneer hy sê, wees nugter en waaksaam. Wees nugter en waaksaam. Ek en jy behoort wakker te wees, want die vyand sluimer en hy slaap nie. Nou hier is 'n plaas net hier buite, maar daar's leeu's op daai plaas. Het jy dit al gehoor? Oei, jy kan deur aan die kant wees op die skietbaan. As daai leeu begin grom, as hy begin brul, jy hoor en jy neem kennis, as iets wat hier binne in jou is, wat jy is soos, ek kan nie nou bekostig, dat hierdie leeu hier moet uitkom nie. Ek kan nie bekostig dat hy deur hierdie draad klim nie, anders is my moeilikheid geboek. Die Bybel sê vir ons, dat die vyand is ook soos 'n brullende leeu. Nou wil ek vir jou sê, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar daar's ouens wat hulle vingers deur die hok van die leeu druk, het jy al gesien? Ja, en dan is daar 'n negatiewe effek, en dan is dit ongesond. Liewe gemeente, moenie dink, jy kan die vyand terg en versoek, en daar is geen gevolg nie. Hoor my mooi, hoor baie mooi wat ek jou sê, Kolossense 4:2 sê, volhard in die gebed, waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed. Hoe beskerm ek en jy onsself? Hoe beskerm ons die kudde? Ons moet volhard in gebed. Ons kan nie bekostig dat ons gebedslewe nie op standaard is nie. Ons kan nie as gemeente bekostig om slap te lê in gebed nie. En ek wil jou aanmoedig, want daar's 'n groep mense wat baie getrou is op hierdie stadium. As jy nie kan kom nie, kom Woensdaagoggende. As jy nie Woensdaagoggend kan kom nie, kom Donderdagaande, maar kom ons wees 'n biddende gemeente. Kom ons maak so dat as daar nou sou wees, dat iemand van 'n ander planeet af hier kom kuier het. Julle is nou by my. En hulle kyk nou hier van die wolkies af na jou lewe. Sou hulle sê gebed is vir jou belangrik? Meer belangrik, sou hulle sê dat gebed is vir hartklop AGS belangrik? Kan dit wees, as ons dan nou net 2 is wat opdaag vir elke biduur? Is dit dan wat ons gaan kommunikeer ons, dat gebed is vir ons belangrik? Nou daar's baie omstandighede, ons baie goed, ek gooi nie klippe nie, ek sê net, ons behoort te volhard. Ons behoort biddend te wees. Ons behoort seker te maak dat ons neem kennis dat die duiwel loop wel rond soos 'n brullende leeu en as daar vir hom iewerster 'n geleentheid is, gaan hy dit gebruik. Dis my en jou verantwoordelikheid, soos ons toesig hou oor die kudde, soos ons toesig hou oor ons leefwêreld, in ons huwelik, met ons kinders. Wees waaksaam. Ons het hier die waarskuwing in Matteus 26. Hy sê, en hy het hom by die disippels, en hy kom by die disippels en hy vind hulle aan die slaap. Nadat Jesus hulle gevra het om saam te bid. En hy sê, vir geen ander een as Petrus, wat hier die briefie vir ons skryf. Dis nou nie daai Petrus nie, nee. So dis nou, was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. In erkenning van my swak vlees, behoort ek iemand te wees wat 'n gebedslewe het. 'n binnekamer, wat aan die brand is vir die Here. Jy sien, as ons die beloftes gaan sien realiseer, as ons die dinge gaan in besit neem, wat ek glo die Here vir ons instoor het, gaan dit wees, omdat ons biddend is. So ek nooi jou opnuut, tussen 6 uur en 8 uur op 'n Woensdag, van 6 uur op 'n Donderdag, 7 uur op 'n Sondagoggend, iewers, is hier vir jou 'n geleentheid. Kom ons wees 'n gemeente wat bid. Kom ons wees leiers wat bid. Ek gaan klaarmaak in 1 Petrus 5:9, wanneer hy hierdie stelling maak, en ek lees dit weer vir jou. Hy sê, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, dit is nou die vyand, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat ook in die wêreld is. Wat sê hy? Wat probeer Petrus kommunikeer? Julle moet standvastig wees,
Julle geloof, julle met die duiwel teestaan, omdat julle weet dat dieselfde lyding gaan julle kant toe kom, wat ook in die wêreld is. Ek weet nie of jy al hierdie proses gesien het nie, maar ek het hierdie proses al baie keer gesien. Daar's 'n man wat 'n aanraking van die Here ervaar en wat sy hart brandend word vir die Here. En hierdie passie en hierdie ywer wat hy het. En iewerster op die pad, iewerster in die proses, gebeur daar iets. Een of ander vorm van lyding. En dit breek sy hart. En hy ervaar teleurstelling in die Here. En hy sê, Here, maar ek was dan nou passievol oor ek het nie dan nou gedien, ek het my kant gebring, het goed gedoen wat ek wil. Nou het hierdie in elk geval gebeur. En dan sien ek hoe hierdie eens brandende man vir die Here afkoel. En dit word nou maar net, ag wat, ek het my geleentheid gehad. As ons nie wakker is nie, as ons nie besef, soos wat Jesus gesê het, dat in hierdie wêreld sal ons swaar tye hê nie, sal ons, wanneer die swaar tye kom, sal ons van koers verander, en ons behoort nie van koers te verander nie. Gaan kyk maar laasweek se preeknotas. Ek en jy behoort koers vas te bly, irrelevant van die lyding van hierdie wêreld. Daar is 'n groot risiko, dat wanneer dinge nie goed gaan nie, dat wanneer daar aanstoot in my hart is, wanneer ek voel, dinge is nie lekker nie, dinge is nie reg nie, dat ek miskien nie meer bereid sal wees om die prys te betaal nie. Ek wil vir jou lees 1 Johannes 3 vers 16, en sê, hieraan het ons die liefde leer ken. Ons wil tog 'n gemeente wees wat regtig lief is vir mekaar, wat mekaar bystaan en mekaar dra. Maar hier het ons die liefde, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En dis net die eerste helfte van die storie. Ons kyk na die kruis en ons sien dat God het in sy grootheid sy seun vir ons gegee. Hy het sy lewe vir ons neergelê. Maar wat is die opdrag daarvan? En ons behoort ons lewe vir die broers af te lê. Hoor jy wat ek sê? Dat daar 'n keuse is, in my en in jou lewe, 'n oomblik, dat ek gaan moet sê, gaan ek aanstoot neem, of gaan ek dien? Gaan ek kies om my lewe neer te lê, sodat ek die kudde kan beskerm? Gaan ek kies om my lewe neer te lê, sodat ek die volheid van God se grootheid kan ervaar in my huwelik? Gaan ek my lewe neer lê, sodat ek al die beloftes wat die Here vir my het oor my kinders kan ervaar? Spreuke 11:14, en dan gaan ek die ouens uitroep. So sonder leierskap val 'n volk, maar oorwinning lê by baie raadgewers. Waarom eers die moeite doen? Waarom eers leiers aanstel? Want die Bybel sê, sonder goeie leierskap val die volk. En ja, dis ons voorreg om struktuur te vestig in die gemeente. Dis ons voorreg, en ek eer die ouens, dankie vir jou tyd, dankie vir julle eerlikheid en julle opregtheid. Ek eer die ouens wat ook gesê het, luister, is nie nou die regte seisoen nie. Maar dis nie net die ouens wat hier voor staan, wat die leiers is van hierdie gemeente nie. Toe ons die amptdraers om die tafel moet aanstel, dit was moeilik geweest, want eintlik kwalifiseer daar soveel mense. Ek wil vir jou sê, meneer, mevrou, sal jy asseblief jou posisie inneem? Die posisie wat die Here vir jou gegee het. Nie noodwendig 'n amp, nie noodwendige aanstelling nie, maar mag jy as leier optree in hierdie seisoen in die gemeente. Hoekom? Jy kan vir my sê hoekom, ons het nou gelees hoekom. Wat sê Petrus vir ons, wat moet ons aanhou motiveer? Sê, wanneer die opperheer verskyn, sal ons ontvang die krone wat vir ons weggelê is. Daarom behoort ons
as goeie leiers op te tree. Amen.